Ja, Here Jesus, ons kan net vir U dankie sê, dat ons in hierdie week kan vier U Gees wat in ons uitgestort het. U Gees wat maak, dat ons kan weet, dat maak nie saak waar ons gaan, wat gebeur, U is altyd by ons, in ons, om ons te lei, om ons te troos, om vir ons krag te gee, om vir ons moed te gee, om vir ons te wys wat is reg en wat is verkeerd, om U wil te onderskei. Here, om die karakter van ons Here Jesus in ons eie lewens sigbaar te maak. Dankie, Heilige Gees, dat U ook vanaand hier is, om met ons te kom praat, om U woord oop te breek. En Here, ons is in afwagting vir hierdie aand en hierdie hele week, dat ons 'n baie spesiale ontmoeting met U sal hê. Kom Here, kom praat met ons. U dienaars luister. Amen. Een reeks van 7, ons het vanoggend begin, half met die inleiding uit in Handelinge 16, waar ons gelees het oor hoe hierdie gemeente in Filippi ontstaan het. En ons gaan vanaand aan met die eerste gedeelte van die boek wat Paulus baie jare later aan hierdie gemeente geskryf het. Ek lees uit Filippense 1 vanaf vers 1. Van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi, wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel as in my gevangenskap, as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal sien, die dinge sal onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en sy eer. Paulus skryf hierdie woorde so ongeveer 10 jaar nadat hy die eerste keer in Filippi was, die gebeure waarvan ons vanoggend gelees het. En hy skryf hierdie brief vanuit 'n tronk, dalk nie heeltemal 'n tronk nie, maar hy was onder huisarrest geplaas in Rome. En hoe dit so gebeur? Wel, dit is eintlik heeltemal 'n storie op sy eie, maar kortliks, hy is in Jerusalem gearresteer, nadat daar onluste uitgebreek het, en mense beweer het, maar Paulus is die oorsaak van hierdie onluste wat uitgebreek het. Toe die Romeinse gouverneur vir Paulus gearresteer, maar meer ook om homself te beskerm teen die skares wat so in opstand gekom het. En toe Paulus nou hier in die tronk gearresteer is, toe sê hy vir die keiser, maar jy weet ek is eintlik 'n Romeinse burger. En 'n Romeinse burger het die reg gehad om te appelleer. Julle ken daai woord, almal hier in Suid-Afrika, elke keer as een van ons korrupte politici
skuldig bevind word op een of ander klag, dan appeleer hulle, gaan hulle dan nog 'n hoër hof. Maar in Paulus se tyd het dit ook so gewerk, as Romeinse keiser, Romeinse burger, het jy die reg gehad om te appeleer tot die hoogste gesag wat die Romeinse keiser self was. En hy sou dan jou saak aanhoor en daaroor 'n oordeel spreek. En so het hierdie goewerneur toe vir Paulus op 'n skip gesit na Rome toe, sodat hy daar geregtigheid kan gaan vind. En drama, storm breek uit. 14 dae lank is hierdie skip in hierdie storm, waar almal dink hulle is besig om te vergaan. Maar Paulus troos almal, sê, die Here het vir my gesê, niemand op hierdie skip sal vergaan nie. En so gebeur dit na 14 dae, dat hierdie skip op die rotse uitspoel, en hulle lei skipbreek op Malta. En niemand het omgekom nie, almal is veilig. En daar het hulle vir 3 maande gebly, tot die ergste storms oor en verby is. En in daardie tyd is Paulus nog deur 'n slang ook gepik, 'n baie giftige slang, maar hy kom toe niks oor nie, wat gemaak het dat die eilandbewoners gedink het, hy's 'n god. En toe moet Paulus nou weer vir hulle verduidelik, nee, ek is net 'n gewone mens. Dis net die genade, die krag van die Here, wat gemaak het, dat ek nie dood gegaan het van hierdie slang se pik nie. Kon hy die evangelie ook met hulle deel. En uiteindelik beland hy dan in Rome, en word hy geplaas onder huisarrest. En hy was vir ongeveer 2 jaar daarso, voordat hy vrygelaat is. Reeds in die aanhef van hierdie brief, hoor ons al ietsie van die tema waaroor hierdie brief gaan. Paulus beskryf homself in die eerste versie al as dienaars van Christus Jesus. Ek en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. In meeste van sy ander briewe, as hy hom bekendstel, dan stel hy hom voor as 'n apostel van Christus Jesus. Dis die enigste brief waar hy hom voorstel as 'n dienaar van Christus Jesus. Dienaar is dalk eintlik so 'n bietjie lig gestel. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir dienaars is douloi, of enkelvoud doulos, wat beteken slaaf. Wat Paulus eintlik om sê, ek en Timoteus groet julle as slawe van Christus Jesus. En Paulus doen dit baie spesifiek, begin hy sy brief so, omdat die res van die boek van Filippense brei eintlik uit op hierdie tema, dat hy en ons almal wat die Here Jesus ken, is God se dienaars, is sy slawe, sy douloi, maar dat dit nie 'n slawerny is waaroor ons hoef skaam te wees nie, maar eintlik iets waarin ons vreugde kan vind. Dat om 'n slaaf van Christus Jesus te wees, is eintlik om werklik vry te wees. Ons almal is eintlik slawe. Maar as jy 'n slaaf is van Jesus Christus, kies jy wie se slaaf jy wil wees. Ons is slawe van ons verlede, ons is slawe van sonde, ons is slawe, sommige van julle van jou werk, van jou omstandighede. Hier in Filippense kom Paulus en hy sê, nee, as jy dan nou 'n slaaf moet wees, kom ek gee vir julle die goeie nuus van 'n slawerny, wat eintlik die wonderlikste ding is wat met jou kan gebeur. Baie mense is slawe van hulle verlede, van goeders wat in gister en eergister gebeur het. Pyn en seer waarmee hulle loop. En dan is dit so, as jy nooit regtig daai goed hanteer het nie, dan het dit nog steeds 'n houvas en 'n binding op jou lewe tot die dag wat jy doodgaan, of wanneer jy dit vir die Here gee en verlos word daarvoor. En 'n mens sien dit. 'n Mens sien dat ouers wat hulle kinders mishandel, kinders wat in so 'n huis groot word, baie keer as hulle groot word, op hulle beurt weer hulle kinders mishandel. Boelies by die skool, ag, weet julle, daar's nie net boelies by die skool nie, mense kry hulle as groot mense, hulle lyk net 'n bietjie ouer en groter, maar ons ken ook boelies. Leer die sielkundiges, dis baie dikwels mense wat ander mense boelie, omdat in hulle eie lewe as kinders is hulle geboelie.
het hulle geleef op 'n manier waar hulle gevoel het, hulle het nie beheer nie, hulle het nie mag nie. En dan om iemand anders seer te gaan maak, is vir hulle 'n manier om 'n bietjie mag terug te kry. So ja, slawe. Daar's 'n baie konkrete voorbeeld wat van 'n slaaf. En sy naam was Anthony Johnson en hy het baie jare terug het hy in die suide van Amerika as 'n slaaf gewerk op een van daai tabakplase. En Anthony Johnson het verskriklik hard gewerk want hy wou nie 'n slaaf wees nie en hy het op die ou end met al sy harde werk en deursettingsvermoë genoeg verdien dat hy sy vryheid kon koop en sy eie tabakplaas koop. En weet julle wat was een van die eerste goed wat hy gedoen het toe hy nou sy eie tabakplaas het? Hy het vir hom 'n persoonlike slaaf gekoop. Maar dit is hoe ons is. Ons leef eintlik maar in hierdie slawerny wat ons nie vrykom en baie keer is ons slawe ook van vrees. In die fliek Mandela The Long Walk to Freedom, ek weet nie wie van julle al ooit daai fliek gekyk het nie, maar dit is nogal die moeite werd, hoor. Mandela The Long Walk to Freedom, is daar 'n toneel waar Nelson Mandela onderhandel met die destydse regering oor sy moontlike vrylating. En dan, in 'n onbewaakte oomblik, vra een van hierdie onderhandelaars vir hom 'n vraag, wat almal oorgewonder en gedink het, maar niemand die moed gehad het om hom te vra nie. Vraag gebore uit vrees, en hy vra vir hom, hy sê, meneer Mandela, wat gaan jy met ons doen, as jy vrygelaat word, en aan bewind kom? En wees nou maar eerlik, ek dink hier sit baie van ons, wat in 1994, ook maar met 'n stukkie angs en bekommernis gesit. Wat gaan nou word as hierdie man en die ANC aan bewind kom? Mandela het hom so geantwoord, ek gaan julle vergewe, want ek sien die vrees in julle oë. Ek sien die vrees waarmee julle lewe en ek wil nie met daardie vrees lewe nie. Daarom gaan ek julle vergewe en saam met julle 'n nuwe land bou. Mooi nie. Daai kringloop van slawerny en vrees daar gebreek en vandag kan ons maar net die eer vir 'n vreedsame oorgang. Vriende, hier in Filippense kom skets Paulus vir ons 'n nuwe werklikheid, waar Christus se liefde ons vry maak. Maar vrymaak om te dien met liefde ander, ons naaste. Vryheid om te dien met 'n liefde wat niks vra nie, niks eis nie, wat geen voorwaardes stel nie, maar 'n liefde wat vrymaak. Paulus verwys na homself baie spesifiek as 'n slaaf. Want in die res van hierdie boek beskryf hy die implikasies, wat dit beteken om 'n slaaf van die Jesus Christus te wees, om vrywillig 'n slaaf te wees. En hy begin met dankbaarheid. Want sien, 'n slaaf is niks en 'n slaaf het niks. En kan nie aanspraak maak op enige regte of enige iets anders nie. En ons sien dit in die lewe. Julle moet nou vir my sê, as julle dink ek is verkeerd. Maar mense wat 'n oorvloed het, wat in rykdom en welvaart lewe, kom baie keer op 'n punt waar hulle dit alvas vanselfsprekend aanvaar. Waar, dis nie dat hulle ondankbaar is nie, maar hulle sien dalk net hierdie dinge nie regtig waarmee raak nie. Terwyl iemand wat baie min het, is dikwels baie meer dankbaar oor die bietjie wat hy het, as die een wat baie het oor die baie wat hy het. Is dit waar? Julle het al beleef. Nou, as ons daai een 'n bietjie verder vat, ons sê nou die een wat min het, is baie keer meer dankbaar oor die bietjie is wat hy het. As jy niks het nie,
dan is jy dankbaar vir enige iets. Nee. As jy niks het nie, dan is jy dankbaar vir enige iets. En dis daardie gesindheid wat die Here Jesus wil hê en ons moet leef, om te sê, ons verdien eintlik niks. In hierdie groot heelal en in hierdie kosmos is ons minder as stof. Ons is slawe. En as ons daai gesindheid kan aanneem om te sê, maar ek is 'n slaaf, ek verdien eintlik niks in hierdie lewe, ek is niks en ek het niks nie. Dan kan ons begin raak sien dit wat ons uit die Here se hand ontvang. Dan begin ons dankbaar lewe vir elke klein dingetjie in ons lewe, maak nie saak hoe min dit is en hoe klein dit is nie. Dis 'n rede vir dankbaarheid. Want ek is 'n slaaf en ek verdien eintlik niks. Alles is dan genade, julle. Alles is dan genade. En hierdie stuk dankbaarheid wat dan uit 'n ou uit vloei, borrel uit tot blydskap. Blydskap, want sien, hierdie meester van ons is nie iemand wat ons as slawe behandel nie, al is ons sy slawe. Nee. Ons, baie keer as ons dink iemand is 'n slaaf, dan het ons hierdie idee, dis iemand wat minderwaardig is, dis iemand wat eintlik niks werd is nie, dis besitting is 'n stuk eiendom. Maar die prentjie wat God in die Bybel skets, hoe voel hy oor ons, sy dienaars, sy slawe, is totaal anders, is die teenoorgestelde. Ons is sy kosbaarste besitting. Psalm 8 sê, ons is die kroon van sy skepping, die appel van sy oog. Dat hy gee vir ons om, hy is vir ons lief, meer as vir enige iets, so lief, dat hy self sy enigste seun gestuur het, om vir ons aan die kruis te sterf. Dis hoe ons meester oor ons dink. En daarom kan ons 'n stuk blydskap en dankbaarheid beleef. Paulus se dankbaarheid en sy blydskap begin as hy kyk na hierdie gemeente van Filippi, wat hy 10 jaar terug deur die werking van die Heilige Gees, deur reisplanne wat nie uitgewerk is nie. Hy was op pad Asië, toe beland hy in Europa, 'n ander kontinent, oor hierdie gemeentetjie, wat hom so ondersteun het al die jare vandat hy by hulle was. Dit is vir hom een groot stuk vreugde. Paulus gebruik hierdie woord koinonia. Koinonia wat in Afrikaans vertaal word soms met gemeenskap van gelowiges, in Engels fellowship. In hierdie konteks gebruik hy die woord koinonia vir mense wat saamgebind is en saamwerk tot een doel. Dis een doel, en dis om die evangelie verkondig. Hy raak so opgewonde. Julle tog, as julle by die huis kom gelees weer hy Filippense, hy raak so opgewonde oor hierdie gemeente aan wie hy die evangelie gaan verkondig het. En hulle het nie net die evangelie aangeneem nie, hulle het dit hulle eie gemaak. En hulle het dit begin op hulle eie weer verder dra en verder verkondig. Dit was nie meer die evangelie wat Paulus kom ons vertel het nie, dit was ons evangelie, ons hoop van die Jesus Christus, wat ons nou met ander kan deel. En Paulus vertel hoe hulle dit met entoesiasme, die werk wat hy by hulle begin het, voortgesit het. En oor dit alles gee Paulus die eer, en loof en prys die Here, en sing hy amper 'n loflied oor hierdie mense wat vir wie hy so oneindig lief is. Nog 'n implikasie daarvan om God se slaaf te wees, is dat jy kan jou eienaar, jou meester, kan jy vertrou, omdat hy jou lief het, omdat hy op soveel maniere al sy liefde bewys het. Weet jy dat hierdie is nie 'n meester wat niks omgee vir sy slawe en nie vir hulle sorg nie. Nee, inteendeel. Hy sorg vir hulle. Hy gee vir hulle in oorvloed dit wat hulle nodig het om gelukkig te wees.
Paulus verwoord dit baie mooi in Romeine 8 vers 28 wanneer hy sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy wil en volgens sy besluit geroep is. As jy God se slaaf is, beteken dit nie, jy gaan nooit bekommerd wees nie. En jy gaan nie dalk soms 'n bietjie angstig voel oor jou toekoms nie. Maar dis net vir 'n oomblik, want dan weer besef jy, maar in wie se sorg is jy? Wie is verantwoordelik vir jou? God is verantwoordelik vir jou. In die bergrede sê Jesus, kyk na die voeltjies in die lug, kyk na die blomme in die veld. Hulle swoeg en hulle sweet nie, maar nie Salomo in al sy pragt was geklee en so goed versorg soos hierdie voeltjies en hierdie blomme nie. So sal hy vir ons ook sorg. Maak nie saak wat gebeur nie. En nou kan ons maklik sê, joh, dis 'n baie mooi sentiment, dis nou mooi woorde en bemoediging, maar dis eintlik maar al wat dit is, dis net woorde. Onthou wie skryf hierdie woorde? Dit kom van 'n man wat al baie gelei het vir die evangelie. Dit kom van 'n man wat al 'n paar keer gemartel is en met klippe gegooi is en met swepe geslaan is oor wat hy geglo het. Ons het nou net gelees 'n man wat ter wille van die evangelie lande gaan besoek het, sy lewe op die spel geplaas het, wat nie omgegee het, maak nie saak wat met hom gebeur nie, ter wille van die evangelie, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins, sê Paulus. Hy het baie pyn en seer. Hoe sê die jong mense, hy het baie grief in sy lewe al gehad. Maar hy bly vertrou. Hy bly moedig, want hy weet op die ou end God sorg, en as daar iets slegs met my gebeur, ek moet maar net bly vertrou. God sal dit laat uitwerk. Hierdie brief van Paulus is 'n ongelooflike positiewe brief. Daar word 'n paar keer oor vreugde en blydskap gepraat, oor God se redding en hoe ons in dankbaarheid en met lof moet leef voor God. Nêrens kry jy 'n swempie van selfbejammering nie. Van hierdie man wat op die oomblik in die tronk sit en wag vir die keiser om 'n uitspraak te lewer. En die keiser kan net sowel sê, hoe sê hulle in Alice in Wonderland of hy sê, kan net sowel sê, hy gaan tereggestel word, hy gaan doodgemaak word. Paulus weet nie of dit sy voorland is nie, maar dit maak ook nie vir hom saak nie. Want terwyl hy in die tronk is, het hy geleentheid om te bid, om briewe te skryf, oor na te dink oor die Here, om die Bybel te bestudeer. En ja, hy het seker vir 2 jaar, ek kan nou dink, hoe lank was COVID? Hoe lank was ons in lockdown? Was 'n paar weke, nee. En vir baie mense het dit verskriklik lank gevoel. Maar met al die negatiewe en slegte goeters rondom COVID en lockdown, het dit tog ook vir mense kans gegee om soms bietjie tot bedaring te bring en net weer bietjie te gaan dink oor hulle lewe en wat is dit wat regtig waar saak maak. Paulus was in lockdown nie net vir 'n paar weke nie, maar vir 2 jaar. En ek glo in daai 2 jaar het die Here baie met Paulus gewerk. Van sy beste en mooiste briewe wat hy geskryf het, was in daardie tyd gewees, waar hy regtig waar kon dink, waaroor gaan die lewe? En wanneer Paulus dan daar skryf, en hy skryf hierdie brief aan Filippi, dan eindig hy met die woorde in vers 9, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip
en in fyn aanvoeling. Nou julle weet al teen hierdie tyd in Grieks is daar verskillende woorde vir liefde. In net die vorige versie skryf Paulus oor sy liefde vir hierdie gemeente van Filippi. En dan gebruik hy 'n Griekse woord, splagnon. Splagnon. En splagnon, dis so lief soos wat jy dalk jou broer of jou suster of jou beste vriend het. Dis daai deernis in iemand vir wie jy sterk toegeneentheid voel. Dis splagnon. Maar wanneer hy hier kom en hy bid vir hierdie gemeente toe, dat God se liefde in hulle sal toeneem, dan gebruik hy die woordjie agape. Agape liefde, wat dieselfde woord is, wat gebruik word om God se liefde vir ons te beskryf. Want so lief het God die wêreld gehad. Agape. En hierdie liefde is onvoorwaardelik en innig en diep. En dan sê hy bid dit vir hulle toe. Maar weet julle, hy bid nie eintlik dat die liefde sal toeneem nie. Ons kan nie na God gaan en vir hom vra, Here, ek wil meer van u liefde in my hê nie. As jy 'n kind van God is, dan het jy klaar die liefde ontvang in sy volheid. Liefde, weet julle, is die eerste een wat genoem word as Paulus praat van die vrug van die Gees in Galasiërs. Liefde is die vrug van die Gees. As jy 'n kind van die Here is, leef sy liefde al klaar in sy volheid in ons. Daarom bid Paulus nie dat hulle liefde sal toeneem nie. Hy bid dat hulle liefde sal toeneem in begrip, in fyn aanvoeling. In ander woorde, dat hulle sal toelaat dat hierdie liefde wat reeds in hulle is, hulle sal verander. Hulle gesindheid sal verander. Hulle manier van doen en dink sal verander. Die manier hoe hulle optree teenoor ander mense, die manier hoe hulle dink oor die lewe, dat die liefde wat reeds in hulle is, dit alles sal kom verander. Hierdie liefde is 'n onvoorwaardelike, reddende, vrymakende liefde wat van God afkom en deur sy Gees in ons uitgestort word. En is hierdie liefde wat dit moontlik maak dat 'n ryk handelaar en 'n arm slaaf en 'n middelklas staatsamptenaar, die tronkbewaarder, mekaar kan lief hê, mekaar kan omhels en sê, jy is my broer, jy is my suster, ons is 'n gemeente, ons is die eerste gemeente hier in Filippi. Maak nie saak hoe ons verskil nie, Jesus se liefde bind ons aan mekaar. Die liefde moet toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat jy kan agterkom waarop dit werklik neerkom. Ons tema vanaand is 'n gemeente wat verstaan. En wanneer jy kan sien waaroor dit werklik gaan, as God se liefde jou oopmaak, dan sien jy dat dit is waaroor dit gaan. Liefde is die sleutel tot God se koninkryk. Eendag as jy in die hemel kom, gaan die Here nie vir jou vra, okay, hoeveel keer het jy kerk toe gegaan? Hoe gereeld het jy gebid? Hoeveel geld het jy vir die kerk gegee? Hoe groot was jou tiende? Hoeveel goeie dade het jy gedoen? Daar gaan eintlik net een vraag wees wat die Here van jou gaan vra. En hy gaan vra, het jy genoeg lief gehad? Paulus bevestig dit wanneer hy in vers 10 sê dat as hierdie liefde in jou 'n werklikheid raak, dan sal jy die dag wanneer die Here Jesus Christus weer kom, voor hom kan staan, onberispelik en sonder blaam. Dis my gebed vir myself en vir julle elkeen, dat Jesus Christus se liefde ook in ons lewens sal toeneem,
dat ons ook sal sien waaroor dit alles gaan. En dat daai liefde nie vir ons 'n abstrakte ding sal wees nie, maar iets sal wees wat ons verander. Wat ons sal toelaat dat God se Gees ons kom verander. Sodat ons ook, wanneer ons eendag voor die Here staan, as mans en vrouens en kinders, maar ook as 'n gemeente, dat ons ook voor die Here kan staan, onberispelik en blaam en sonder blaam, tot eer van God en sy koninkryk. Amen.